Here, U is ons lewe, U sorg vir ons. Wat ons ontvang kom alles van U af. 'n Pragtige deel het U vir ons afgemeet. Ja, wat ons ontvang het, is vir ons mooi. Here, ons wil U loof, U wat ons tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ons bewus van wat U ons leer. Here, U is altyd by ons. En omdat U by ons is, struikel ons nie. Daarom is ons bly en juig ons en voel ons veilig. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God die Vader en van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Die geloofsbelijdenis van Sia gaan soos volg: ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader. Deur wie alle dinge ontstaan het en wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en mens geword het, wat selfs ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, en wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Ek kan die Bybels oopmaak by Markus hoofstuk 12. Markus hoofstuk 12. Ons het mos hierdie jaar die 4 groot jaartemas. Eerste, ons heel groot jaartema is mos ons tentwoning, en dan het ons 4 kwartaaltemas. Die een is wie is God, ons het daarna reeds gekyk tot so nou die dag toe nog. In die begin van die 2de kwartaal was ons nog 'n bietjie daarmee besig. En nou kyk ons na wie is ek, en ons is nou vandag die 3de Sondag daarmee besig. Volgende Sondag gaan ons nou net so 'n bietjie afwyk van ons reeks. Dan gaan ons die Pinksterreeks wat vanaand begin, volgende Sondag op Pinkstersondag klaarmaak. En dan gaan ons daarna weer aan met wie is ek. Vandag gaan ons dan nog aangaan met hierdie geestelike transformasie. En as ons aangaan met die reeks, dan gaan ons so 'n bietjie daarna kyk dat ons verskillend deur die Here gemaak is. Een skrywer sê, praat van jou creation gifts. Dit hoe die Here jou gemaak het, die temperament wat jy het, die persoonlikheid wat jy het. En dat party mense God meer beleef met hulle hart, en ander meer met hulle verstand, en ander meer met wat hulle doen. En dan gaan ons daarna kyk oor hoe ons verskil, maar tog saam 'n liggaam vorm, en daar vir elkeen 'n plek is. Maar goed, dit is nou vir vorentoe. Dit kom nou eers in Junie maand. Vandag kyk ons nog na geestelike transformasie. Markus 12. Ons kan sommer by vers 28 begin lees. Dan kry ons die hele gebeurtenis se beskrywing. Een van die skrifgeleerdes het hulle oorredeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Pragtig meneer, sê die skrifgeleerde vir hom, dit is waar wat u gesê het. Die Here is die enigste God en daar's geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele denke en met al jou krag en om jou naaste lief te hê soos jouself is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers.
Toe Jesus hom so verstandig oor praat, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Niemand het dit toe meer gewaag om hom 'n vraag te stel nie. Ons lees net tot sover. Ons het gesê dat ons begin met 'n geestelike transformasie. En ons het gesê geestelike transformasie bestaan uit 'n proses. Ons het mos gesê dat wanneer ons tot geloof kom, tot bekering kom, dan is ek nie sommer oornag 'n volwasse Christen nie. Net soos wat 'n mens nie vanaand 'n babatjie in 'n kot sit en môreoggend dan sit daar 'n volwassene in die kot vir jou en kykie. Daar's 'n proses bepaal deur God wat hierdie babatjie moet groei en groot word om 'n volwassene te word. Selfs ook met geestelikheid. Deur 'n proses, deur 'n wandel met die Here, kom 'n mens by geestelike volwassenheid. En toe het ons gesê, ons word gevorm. Met ander woorde, ons kan dit nie self doen nie. Die Here doen dit vir ons, maar ons moet onsself beskikbaar stel. Want dan die verlede week het ons gesê, in Openbaring 3 vers 20, daar waar staan, die Here sê, ek staan by die deur en ek klop, as iemand die deur oopmaak, sal ek inkom en saam met hom die feesmaal hou. Daai oopmaak van die deur is ek en jy, dis ons keuse. In Romeine 8 sê ons, eintlik het ons net 'n keuse tussen twee dinge. Of 'n mens laat die Heilige Gees inkom en dat hy jou lewe beheer, maar as jy dit nie doen nie, dan gaan jou sondige natuur jou lewe beheer. En dis al keuse wat jy het. Wie gaan jy die beheer gee? Die Heilige Gees of jou sondige natuur? En ons het ook ons gesê, die wonderlike is, dat die Here nie vir ons sê, maak eers skoon, en maak dan die deur oop dat ek kan inkom nie. Die Here sê, terwyl dit nog vuil is, terwyl dit nog donker is, terwyl dit nog deurmekaar is, terwyl dit nog nie reg is nie, maak oop, want hy sal inkom, en hy gaan kom skoonmaak, binnekant wat nie reg is nie. En daai feesmaal, daai Griekse woord is mos die nagmaal, dan kom vier hy nagmaal in jou lewe. Die nagmaal wat ons volgende Sondag vier, herinner ons aan die verlossing, so hy dra die verlossing in ons lewe in. Maar wat ons moet doen is, om beskikbaar te wees, vir die Here te sê, verander my, leer my, lei my, en soos wat ons nou gesing het, Gees van God, kom heilig my. Presies wat ons nou gesing het, met dit 4:4:2. Ons word gevorm na die beeld van Christus toe, want hy het daai Sondag toe ons gekyk het na Efesiërs 1 vers 4, God het nog voordat hy geskep het, nog voor die eerste skepingsdag, het God hom oor die mens uitgespreek. En wat was God se uitspraak oor die mens? Dat God wil hê alle mense, ek en jy, ons almal, die beeld van Christus moet vertoon. Dat ons Christus in hierdie wêreld sal wys. Maar toe kom die sondeval ons en die sondeval maak, dat ons dit nou nie meer doen nie, maar as ons tot bekering kom, herstel God Christus se beeld in ons, dat ons Christus kan verheerlik en kan vertoon. En dis deel van hierdie transformasie. Christus se beeld word nou al duideliker en al duideliker in my. Dit wat God oorspronklik oor my uitgespreek het, dit wat hy oor my besluit het, wat hy wil hê ek moet wees en ek moet doen, dit kom maak Christus vir my moontlik. En dan kyk ons dan nou vandag, dit alles gebeur nie net terwille van myself nie. Dis nie net so dat ek eendag in die hemel kan kom, dit ook, maar nie net dit nie. Hierdie dinge gebeur nie net vir myself nie, maar terwille van ander mense. Net om te wys waar ons het na die proses gekyk, ons het gekyk na die vorm, na die beeld, en vandag kyk ons dan nou daarna, dit is terwille van ander. Die Bybel leer ons, dat geestelike groei ook baie sterk plaasvind, daar waar ons na mekaar omsien, daar waar ons mekaar in liefde omarm, daar waar ons mekaar help om heel te word. Daar waar ons mekaar so langs die pad optel en mekaar help, mekaar aanmoedig, mekaar versorg en mekaar bystaan. Geestelike groei vind baie sterk daar plaas. Ons maak partykeer die fout om hierdie belangrike aspek te vergeet, dat ons daar is terwille van mekaar. In die Nuwe Testament is daar verskriklik baie wat hulle noem mekaar tekste. Ek weet nie eers hoeveel nie, maar daar's verskriklik baie mekaar tekste, wat die boodskap vir ons tuis bring. Geloof gaan nie net oor ek en God, en net oor dit nie. Die mekaar tekste sê ons is vir mekaar gegee. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Ek is daar ter wille van jou, en jy is ook daar ter wille van my.
Ons is daar vir mekaar. Die Bybel maak verskriklik baie daarvan, dat alles wat God in jou lewe gedoen het, en alles wat hy nou doen, en alles wat hy nog gaan doen, is om, soos ek nou verduidelik het, die beeld van Christus in jou lewe te herstel. Dat mense weer vir Christus in jou kan sien, waar die sondeval dit weggevat het, en mense dit nie meer in jou kon sien nie, om dit te herstel. En toe Jesus gevra word, wat is die belangrikste gebod in die wet? En die gebod was ons, so moet ons lewe, want dit is hoe God dit wil hê, en dit is hoe ons God gaan verheerlik. Wat het Jesus gesê is die heel belangrikste? Hoe wys ons Christus se beeld, met ander woorde die beste? Is om God bo alles lief te hê, en jou naaste lief te hê soos jouself. Met ander woorde, ek in my verhouding met God, maar ook ek in my verhouding met ander mense, die ander met wie ek in 'n verhouding moet staan. En daai twee is onlosmaaklik met mekaar verbind. As ek 'n paar voorbeelde kan noem uit die Bybel, Romeine 13, vers 9 tot 10, eintlik moet 'n mens vers 8 ook noem. Vers 8 sê, julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Dan gaan hy by vers 9 aan en sê, wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers nie hierdie gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hier wys dit ook weer vir ons, geloof in God en liefde vir mekaar, onlosmaaklik aan mekaar verbind. Trouwens vers 8, wat ek nou bygenoem het, dis vir my altyd so treffende versie daar, julle moet niemand iets verskuldig wees nie. Met ander woorde, betaal jou skuld. As ek jou geld skuld, moet ek jou dit teruggee. As ek jou guns skuld wat ek jou beloof het, moet ek dit vir jou doen. Wat ek jou skuld, moet ek jou betaal. Maar wat liefde aanbetref, sê daai versie, gaan ons altyd in die skuld wees. Daar sal nooit 'n dag kom dat ek kan sê, ek het nou genoeg liefde vir jou gegee, ek het my skuld wat liefde aanbetref betaal nie. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Ons gaan dit aan mekaar skuld, solank ons lewe. Tot die dag dat die Here ons kom haal, is dit iets wat die Here elke sekonde van ons vra, is daai liefde vir mekaar. Ons skuld dit altyd aan mekaar. Dis 'n rekening wat jy nooit sal klaar betaal nie. 1 Korintiërs 13 beskryf ook ons geloof en ons liefde vir mekaar so nou. Eintlik daai eerste 3 verse is eintlik nogal baie sterk as 'n mens daaraan dink. Want hy begin ons deur te sê, al kan ek die tale van mense en engele praat, maar ek het nie liefde nie, is ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal. Nou in Korinte het die mense verskeie gawes van die Gees beoefen. En die mense wat in tale kon praat, die tale van mense en engele kon praat, hulle het gedink, hulle is 'n bietjie hoër as die ander, want dit is 'n hoër gawe as die ander. As jy hom het, is jy nou baie hoër as die ander. En dan kom Paulus en hy sê, maar al het jy daai gawe, maar jy het nie liefde in jou hart nie, dan is jy soos 'n stuk yster wat jy met 'n ander stuk yster slaan, jy maak net 'n lawaai. Dan beteken daai praat in tale niks nie. Hy gaan aan om te sê, al het ek die gawe van profesie, en ken ek al die geheimenisse, en dan het ek al die kennis, en hoor wat sê hy verder, al het ek die geloof om berge te versit. Ek dink nou net, wat 'n groot geloof dit is, om berge te versit. Maar ek het nie liefde nie, dan sê ek niks. En dan gaan hy nog aan om te sê, al deel ek alles wat ek het aan ander uit, jy gaan nou huis toe na kerk, jy gaan deel alles uit, jy het niks oor nie, niks, net die klere aan jou lyf, jy gee alles weg vir arme mense. Maar as jy dit nie met liefde doen nie, help dit nie, jy doen dit nie, so Paulus. Al gee jy jou liggaam prys, om jou daarop te kan beroem, om te sê, ek het gesterwe vir hierdie saak, of vir dit, of vir, maar jy het nie met liefde gedoen nie, dan help dit ook niks, sê 1 Korintiërs 13, vers 3. Dit dink my baie aan wat ons 2 vorige Sondae ook opgehaal het van Matteus 7 vers 21 tot 23, waar mense by Jesus kom en sê, Here, ons het in U naam wonderwerke gedoen, ons het in U naam duiwels uitgedryf, ons het in U naam gepreek. Met ander hulle het die doen gehad, en dan sê Jesus, wat? Gaan weg van my, of ek het julle nie geken nie. Daar was nie 'n verhouding nie. En dit kom terug ook by 1 Korintiërs 13, wat hulle gedoen het hulle nie met liefde gedoen nie. Mens kan baie besig wees met dinge wat jy dink jy vir die Here doen, met wat jy dink jy vir sy koninkryk doen,
en jouself beroem op wat jy alles vir die Here doen, maar as daar nie liefde in jou hart is, as jy dit doen nie, sê die Bybel, beteken dit niks. 1 Korintiërs 13. En trouwens, 1 Korintiërs 13 sê verder vanaf vers 8, al die ander dinge gaan op 'n stadium ophou, maar wat nooit sal ophou nie, is liefde. Al die ander goed gaan verdwyn. Liefde gaan vir tyd en vir ewigheid bestaan. En die lewe hierna, by God in die hemel, is liefde vir ewig. Liefde vir altyd. Dit sal altyd bestaan. 'n ander voorbeeld, Galasiërs 5 vers 14. Eintlik moet ek wel weer 'n paar versies vroeër begin. Probleem in Galasië was, toe Paulus daar klaar gewerk het, en hy daar weg is, toe kom daar mense, wat vir die mense sê, Paulus ken nie reg geleer nie. Paulus het vir julle gesê, julle moet net in Jesus glo, en as julle in Jesus glo en julle het sy offer aanvaar, dan is julle gered, dan gaan julle hemel toe. Toe sê hulle vir die mense, Paulus het julle nie alles gesê nie. Julle moet ook nog al die wette hou van die Ou Testament, al die wette wat die Jode, julle moet al daai goed hou, anders gaan julle nie hemel toe gaan nie. Toe leer hulle die mense verkeerd. Paulus begin trouwens die brief van Galasiërs baie sterk. Hy sê, nie eers 'n engel uit die hemel kan kom en 'n ander evangelie kom bring as wat ek gebring het nie. Trouwens, hy sê, as iemand kom en 'n ander Jesus aan julle verkondig, as die Jesus wat ek aan julle verkondig het, vervloek is hy, sê Paulus. So hy praat met hierdie mense en hy sê vir hulle, Christus het julle kom vrymaak. Maar dan sê hy in die versies net voor Galasiërs 5 vers 14, moet nou nie hierdie vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. En dan sê hy, die hele wet word daarin saamgevat, dat ons mekaar lief het. En dan gaan hy aan om te sê, maar wat doen julle in Galasië? Julle byt en julle verskeer mekaar, pas op dat julle mekaar later nie heeltemal verslind nie. En dan gaan hy in vers 16 aan om presies dit nou nog vir verduidelik het, sondige natuur en gees teenoor mekaar te stel, te sê, maar die een wil wat die ander nie, maar die ander wil die ander ene nie. So ons moet kies, vir wie gaan ons die beheer gee? Vir die sondige natuur, of vir die gees van God. Maar weer 'n keer daar, liefde vir God, liefde vir mekaar. Dit gebeur ter wille van die ander. Efesiërs 4 vers 15 en 16, wat sê dat ons sal in liefde by die waarheid bly, en so in alle opsigte na Christus te groei, hy is die hoof. Dan gaan vers 16 aan om te sê, die hoof van die liggaam, en ons is afsonderlik dele daarvan, en dan sê hy baie mooi dit. Hy sê die verskillende liggaamsdele pas by mekaar, en vul mekaar aan, en so bou die liggaam homself op in liefde. Kom ons pas hom op ons toe. Ons gemeente is die liggaam van Christus. Ons elkeen is 'n stukkie daarvan, 'n liggaamsdeeltjie. Maar wat sê die Bybel? Ons pas by mekaar. En as ons mekaar so pas en ons pas in, bou ons uiteindelik die legkaart en ons bou uiteindelik die liggaam. En ons moet die liggaam in liefde opbou. En daarom is geestelike verandering in my lewe nie net vir myself nie, dis vir die ander mense ook gegee. 1 Petrus 1 vers 22, nadat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief. En dan gaan hy aan om te sê, julle is in elk geval ons nou nie met goud en silwer losgekoop nie, dit is met die kosbare bloed van Jesus gekoop. Dit is so belangrik daai versie ook. Ons moet mekaar ongeveins lief hê. Opreg. Ek moet nie maak of ek jou lief het, dan het ek jou al die tyd nie lief nie. Ek moet nie op my gesig vir jou die idee gee, ek is lief vir jou, maar in my hart voel ek anders nie. Ons liefde moet uit ons harte uitkom, moet opreg wees, ongeveins wees. Daai vurig beteken sonder om ooit minder te word. Ek moet nie nou baie lief wees vir jou, en later as ek nou glad nie meer lief vir jou of minder lief vir jou nie. Trouwens, my liefde vir jou moet al meer en al meer word. Die opdrag in 1 Petrus 1 vers 22. 1 Johannes 4 vers 11 en 12. Veral vers 12. Niemand het God nog ooit gesien nie. Maar dan sê vers 12, hoe die mense in die wêreld tog vir God kan sien. Hoe? As julle mekaar liefhet, bly God in julle. En het sy liefde, sy doel volkome in julle bereik. Hoe kan die wêreld vir God sien? As ons mekaar liefhet. Hoe het Jesus vir sy disippels gesê, wanneer het hulle 'n getuienis in die wêreld? Johannes 13, as julle mekaar liefhet, sal almal glo dat julle disippels van my is. Dieselfde in daai gedeelte.
Daar is eintlik 'n baie belangrike ding ook in daai versie, en ek het dit al 'n vorige keer vir u gesê, maar kom ek sê dit weer 'n keer. God se liefde bereik sy doel. Daai Griekse woord is eintlik die woordjie tetelestai. En daai woordjie beteken volbring. Dis die woordjie wat Jesus aan die kruis gebruik, toe Jesus aan die kruis hang, en die duisternis is verby, en Jesus gaan nou sterwe, hy gaan sy asem uitblaas en sterwe, en Jesus weet, hy het nou al die verlossingswerk gedoen. Daar kom niks meer kort nie. Alles wat nodig is, soos wat ons nou in die Messiaanse geloofsblyks hoor het, vir ons saligheid is klaar gedoen, het Jesus gesê, tetelestai, dit is volbring. Die sirkel is voltooi. Die opdrag is klaar. Dis die woord wat Johannes gebruik om te sê, wanneer bereik God in jou lewe sy doel? Wanneer jy ander mense liefhet. As jy God liefhet en ander mense liefhet, dan word die sirkel voltooi. Dan is God se doel met jou lewe volbring. Mens kan baie meer tekste nog as hierdie noem, maar ek dink hierdie is genoeg om vir u die idee te gee dat God verander my nie net vir myself, sodat ek eendag lekker hemel toe kan gaan nie. Die Here verander my sodat ek kan lief hê, sodat ek vir ander mense iets kan beteken en mense se lewens kan aanraak. Ons het gesê ons word verander na die beeld van Christus toe. Hoe lyk die beeld van Christus? Christus het homself volledig en onvoorwaardelik vir ander mense gegee. En as ek die Heilige Gees toelaat om my na die beeld van Christus te verander, is dit ook van die veranderinge wat in my lewe moet gebeur. Dat ek myself vir ander gee. Dat ek bereid sal wees om te dien. Jesus het ons toe hy die disippels se voete gewas het hy ons ook gesê, ek is die Here en ek is die leermeester en ek het julle voete gewas, ek het die voorbeeld gestel. En toe sê Jesus, gelukkig is julle as julle dit nou ook doen. Maar nou het ons verlede week ons gesê, dit kan gebeur dat daar in ons lewens plekke is, areas is, terreine is waar ons die Here uithou. Dele waar ons eie sondige natuur nog nie sy houvas wil los nie en waar ons nog self 'n bietjie wil baas wees. Die Here daar nie toelaat nie. En die Here staan en klop aan daai deure, want hy wil by elke faset van ons lewe Here wees. Hy wil inkom in elke faset van ons lewe. En een skrywer, dis dit goed ek 'n week gelees het, sê, hoe meer deure daar in jou lewe is wat vir God toe is, hoe meer daar eie ek in jou lewe is, hoe meer die eie ek vir jou voorskryf, hoe minder gaan jy die beeld van Christus vertoon. En daai skrywer sê, en een van die plekke waar dit dan uitkom, en ongelukkig is dit so, is dit kom dan na vore in verhoudings. Mense wat manipulerende verhoudings het, wat afbreekende verhoudings het, wat verhoudingstipe het wat mense seermaak, wat mense afkraak, wat mense afbreek, omdat Christus nie op die troon van hulle harte sit nie, omdat die eie ek op die troon sit. Die skrywer sê, wanneer ons eie ek, ons eie wil, ons eie begeertes, en ons eie doel in ons lewe heers, dan wil ek, soos wat ek het wil hê, op jou afdwing. En as jy nie wil nie, word ek vir jou kwaad, en ek begin jou beledig, en ek sê jou sleg, en ek kraak jou af, want is die sondige natuur wat dan inskop. So om na die beeld van Christus verander te word, terwille van ander, is verskriklik belangrik, want ons verhoudingslewe word dan neergeraak. Ek het 'n voorbeeld gelees van 'n man met die naam George Mason, wat dit bietjie beleef het. Hy het sy eie besigheid gehad, en dit het baie goed gegaan met sy besigheid, maar hy was iemand gewees wat nie skills gehad het vir menseverhoudinge nie. En hy het nie 'n gesin gehad nie, en hy het met niemand by die werk eintlik gemeng nie, en hy het nie, as hy met iemand by die werk gemeng het, het hy hulle uitgetrap en hulle sleg gesê, fout gevind met wat hulle doen. Trouwens die afgelope week, toe ons Jesaja 29 gedoen het, met die Bybelskool, die laaste versie sê die Here dat hy nie daarvan hou, as 'n mens altyd net fout vind nie. Werk bietjie vir iemand wat net altyd fout vind. Wat selfs met jou beste bedoelinge en selfs met jou beste pogings fout vind en nie met daarmee tevrede is nie. Dis moeilik. En so was hierdie George Mason met alles fout gevind, met almal aan sy kantoor moeilikheid gehad.
En toe is dit kort voor Kersfees. En sy familie nooi hom, want hy het nie 'n gesin nie, en hy is alleen, en hy wil nie, hy moet Kersfees alleen wees nie. En hulle sê vir hom, kom hou Kersfees by ons. Maar hy wys al die uitnodigings van die hand. En so die dag voor Kersfees, is hy die enigste ou nog oor in die kantoor, almal is nou al huis toe, en hy het so instap kluis, en hy stap in die kluis in om te kyk of alles nog reg is, en die kluis se deur klap agter hom toe. En die kluis het 'n selfsluit slot gehad, en daar sit hy. Hy kan nie die kluis van binne af oopmaak nie. Dit was nog in die tyd voor selfone, dit het regtig gebeur, was nog in die tyd voor selfone, hy kan niemand bel nie. Daar's gelukkige lig gehad, waar daar suurstof kan inkom. Maar nou weet hy, niemand gaan hom mis nie. Sy familie verwag hom nie, want hy het vir almal gesê vir hom nie. Niemand by die werk gaan hom mis nie, want hy wil in elk geval niks met iemand by die werk te doen nie. Dis hoe sy verhoudings met hulle is. So niemand gaan hom mis nie. Hy kan nie hier uitkom nie. Hy gaan nie môre hier kan uitkom nie, want môre is Kersfees. Niemand kom môre werk nie. En toe besef hy skielik met 'n nog groter skok, die dag na Kersfees is ook 'n vakansiedag. So niemand gaan hom op die 26ste Desember kom soek nie. Hierdie kluis gaan op die gouste eers die 27ste Desember weer oopgesluit word, en dit is nou laatmiddag van die 24ste. En toe besef hy moet hom nou maar regmaak vir 'n lang tyd, hier in sy eie besigheid, sy instapkluis. En daar het hy gesit. En toe hulle die 27ste kom werk sy mense, toe sluit een van die mense wat vir hom werk, die kluis net oop en stap weg. En hy kom toe uit. Niemand het hom ook gesien in die kluis nie, en verwag hom is nou nie daar nie. En hy is huis toe, en hy het gaan stort en gaan eet, iets gedrink, en hy is terug werk toe. Niemand het hom eintlik gesoek of gemis nie. En toe begin hy besef, met wat sy lewe hy besig is. En toe verander hy. En hy begin om vir sy werksmense liefde te gee. En hy begin om in hulle belang te stel, en om vir hulle om te gee. En hy verwag nie meer van hulle om onmenslike ure te werk nie. En hy kritiseer nie meer alles nie, en hy vind nie met alles fout nie. En dit het met sy besigheid net nog baie beter gegaan. Omdat hy te besef het, ek is hier ter wille van hulle. Ek is nie hier ter wille net van myself nie. Nou dit is nou in die gewone sakewêreld soveel te meer in die geestelike wêreld, waar die Here vir ons dit ook so gee. 'n Mens kan jou geestelike groei toets deur te kyk na die aard en die kwaliteit van jou verhoudinge met ander mense. Verlede week het ons gesê, Bartimeus Dias het elke aand in sy dagboek geskryf, on this day we sailed further on, dat 'n bietjie verder as gister gevaar. Hoe het jy gegroei die laaste week, of die laaste maand? Is jy meer liefdevol as laasweek? Meer geduldig? Meer vriendelik? Het jy meer begrip vir ander? Is daar meer omgee in jou hart? Dis hoe ons kan toets of ons besig is om geestelik te groei. Behalwe daarvoor dat Jesus gesê het dat geloof in God en liefde vir mekaar saamgaan, sê Johannes dit, 1 Johannes 2 vers 9 en tot 11 sê hy, as jy jou broer nie liefhet nie, is jy in die duisternis, as jy jou broer liefhet, is jy in die lig. Paulus verbind daai twee dinge ook altyd met mekaar. As hy vir 'n gemeente skryf, hier in die begin van die briewe, dan groet hy hulle altyd. En wat sê hy altyd vir hulle? Ek het gehoor van julle geloof in Jesus en van julle liefde vir mekaar. Sommige saam noem hy dit altyd. Julle geloof in Jesus en julle liefde vir mekaar. Daai twee word nie van mekaar losgemaak nie. As jy God liefhet, moet jy ook mekaar liefhet. Galasiërs 5:6, Efesiërs 1:15. 2 Timoteus 2 Tessalonisense 1 vers 3 sê ook, as jou geloof meer word jou liefde ook meer. Jou liefde vir mekaar. Dis 'n toets en dan is dit ook die terrein waar ons geestelik kan groei. Ons het mekaar nodig. Verlede maandagoggend was ek in Dobie saam met oom Pottie na Tiny Bible Crash toe in Nazareth, waar ons gemeente by betrokke is. En as jy mens nou kyk so die klassietjies, hoe die kindertjies daar sit en baie van hulle wat gestremd is, en dan sê vir mens, maar daai mensies kan nie elkeen net in sy eie klein hoekie gaan sit nie, hulle het mekaar nodig. Maar dan besef die mense ook maar nie net hulle nie, die hele wêreld werk eintlik so. Ons het mekaar nodig, daarom is ons in 'n gemeente. En gee die Here ons ook vir mekaar, om mekaar te help groei, en om meer en meer soos Jesus te word. Terwille
van ander. Ek sluit af met nog 'n voorbeeld waarvan ek gelees het. Daar was 'n see-reddingsorganisasie naby 'n plek waar daar vreeslik baie rotse in die see was. Wat verskriklik gevaarlik vir skepe om daar verby te vaar. Baie skepe het in die rotse gevaar en dat hulle skipbreek gelei of gestrand of mense lewens verloor. En toe kom hierdie see-reddingsorganisasie en dit is verskriklik effektief. As daar 'n boot die rotse tref, dan sit dit daar en hulle haal die mense uit die see uit en hulle red verskriklik baie lewens. En hulle kry erkenning en oralster praat mense van hierdie organisasie wat so aan mekaar agter mekaar 'n klein organisasie is en hoe wonderlik hulle werk. En toe op 'n stadium toe sê hulle vir mekaar, ons is nou so 'n goeie see-reddingsorganisasie, maar ons het maar 'n ou ellendige gebouetjie waar ons gestasioneer is. Ons moet daarom 'n gebou kry wat pas by wie ons is. En begin hulle vergaderings hou en planne optrek om 'n mooier en 'n groter gebou vir hulle self te bou, om daarom so 'n bietjie te pas by hulle beeld van hierdie goeie organisasie. En toe begin hulle naderhand te sê, maar ons sal ook 'n klomp ander goeders, en toe begin hulle vergaderings hou oor allerlei strukture wat hulle moet hê, en oor 'n klomp ander dinge, en hulle hou feesdae, en hulle nooi mense en spog met hulle see-reddingsstasie. En wat het gebeur? Hulle het al minder en al minder begin konsentreer daarop om mense uit die see te red. En hulle begin konsentreer op hulle gebou en op hulle strukture en op hulle vergaderings en op hulle geld en daai dinge. En een aand toe hulle met 'n vergadering besig was, het 'n skip teen die rotse vasgeloop en mense het gesterf. Want hulle was met vergaderings besig oor dinge wat nie eintlik 'n see-reddingsorganisasie raak nie. Nou, hierdie voorbeeld het ek gelees en die persoon wat dit geskryf het sê, die kerk moet homself ook altyd hieraan toets. Veral die kerk, veral ons, is hier gegee vir die wêreld. Ons is gegee vir Middelburg, vir Kanonkom, vir daar waar die Here elkeen van ons geplaas het. Dalk werk jy in Witbank, hy het jy daar geplaas. Dalk werk jy by een van die kragstasies, dalk Armond, hy het jy daar geplaas. Waar die Here jou geplaas het, daar het hy jou geplaas ter wille van ander. Is ons daarmee besig? Een keer in 'n vorige gemeente van my, het ons die Kingfisher mense gekry om ons te kom help met missionaliteit. En een van die eerste goed wat hulle doen is, hulle kom kyk na jou vergadering se agenda, om te kyk waaroor praat mense op vergaderings. Gaan dit oor die ander? Gaan dit oor die wêreld? Gaan dit oor die red van mense se lewens? Ons moet ook daarna gaan kyk. Maar ook in ons eie lewens. Is ons werklik daar ter wille van mekaar? Onthou, die Here het nie net gesê, gaan net oor jou en hom nie. Natuurlik is dit baie belangrik. Jesus het trouwens gesê, gaan in jou binnekamer in. Dit is verskriklik belangrik. Maar Jesus het ook gesê, wees daar vir die wêreld. Die skaapkrale waarvan ons lees in Johannes 10, as Jesus praat van hy is die goeie herder en ons is sy kudde. Daai krale het 'n hek wat kan inlaat, maar ook 'n hek wat jy kan uitlaat, wat die skape kan uitgaan. Die Here stuur ons ook na ander toe. Mag die Here gee dat ons werklik hierdie faset van geestelikheid nie sal verwaarloos nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, as U nou moes kom kyk na ons agendas en ons notules, wonder ons Here hoe U hart sal voel. As U dit nou moet kom sit en deurlees. Ag Here, U weet in elk geval wat U weet alles, maar hoe sal U hart voel? Sal U voel, Here, dat ons kan ontkom regtig daar is vir die wêreld, dat ons gehoorsaam is aan die opdrag, dat ons geloof en ons liefde vir U sigbaar moet word in liefde vir mekaar en uitgestuurdheid na hulle in nood? Sal U dit vir ons kan sê, Here? In Openbaring is daar 7 gemeentes vir wie U verslag gee. Net 2 van die 7 kry 'n goeie verslag. Here, dit is so die begeerte van ons hart, dat ons gemeente gehoorsaam en getrou sal wees, en 'n goeie verslag van U af sal kry. Daarom wil ons vir U vra, Here, begin asseblief by elkeen van ons.
dat elkeen van ons sal besef om gevorm te word na die beeld van Jesus, beteken ook om lief te hê. Om lief te hê soos Jesus en uit te reik na hulle rondom my. Here, dankie dat ons vir U kan vra, help ons daarmee. U vorm ons, U verander ons vra U om dit te doen. Dankie Vader dat ons ook kan saam wees. Dankie dat ons ook kan bid vir ons week wat voorlê, ons Pinksterweek. Ons bid dat U seën daarop sal rus en dat U naam groot gemaak sal word. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met U almal wees.